Vriende, baie welkom. Melanie, dankie dat julle ons gelei het in die lied. Ons gaan vanmôre voort met ons reeks in Jesaja. En vanmôre is Pinkstersondag. Dis net na Hemelvaart. En ons weet dat die Here het kort na Hemelvaart, toe die disippels in die bovertrek was, het hy sy Heilige Gees uitgestort op almal wat daar teenwoordig was. En is vir my dan so wonderlik vanmôre dat Jesaja 44 juis ook handel oor God die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees, soos ek sal verduidelik. So vriende, kom ons sit net so en dan maak ons net ons harte stil voor die Here en ons maak ons harte reg om te luister na sy woord. Here, baie dankie dat ons vanmôre u woord het wat soos 'n hamer elke harde gedeelte van ons harte vermorsel en uiteindelik tot fyn poeier slaan, sodat daar geen weerstand meer is teen u liefde en u sagtheid en u deernis nie. Dankie dat u ons harte wil in besit neem, soos 'n liefdevolle Vader wil u oor ons waak en oor ons sorg, Here. En ons dankie dat ons vanmôre die geleentheid het om hier saam te kan sit onder die geklank van u heilige woord. Sal u ons harte open, ons ore open, ons gemoed open en spreek, Here, spreek u diensknegte en diensmaagde luister. Sal u ons help. Ons bid vir hulle wat in hierdie week baie hartseer beleef het. Ons dink aan Annette en ons dink ook aan die ander familie wat ons Vrydag die pappie van begrawe het. Here, ons bid dat u hierdie mense wat soveel seer het, sal kom optel en kom genees en kom bystaan op die eie tyd, Here. In hierdie tyd, as daar mense is wat siek is in ons gemeente, wat u aanraking nodig het, ook in die uitgebreide families, vra ons, Here, dat u sal aanraak waar dit nodig is. Dankie dat ons dit kan vra in nederigheid, en dankie dat ons in hierdie môre kan weet, u is met ons. Seën ons in u naam. Amen. Verlede Sondag het ons klaargemaak met Jesaja 43 se laaste gedeelte. Ons het gekyk na die pad van geestelike agteruitgang wat die volk van God geloop het. En ons het gesien, hulle het begin deur op te hou om God aan te roep. Hulle het opgehou om te eer en uiteindelik het hulle wegbeweeg van heiligheid af. En die gevolge is dan altyd dieselfde, ellende en agteruitgang. Vandag gaan ons voort na Jesaja 44. Die thema vandag is die menslike keuse. En vriende, onthou dat ons besig is met 'n gedeelte wat strek vanaf hoofstuk 43 tot by hoofstuk 45. 'n Gedeelte wat ons kan opsom onder die tema verlos deur water en vuur heen. Die volk sou wel in ballingskap gaan. God sou hulle egter weer terugbring na Jerusalem en hy sou hulle verlos deur water en deur vuur heen. In die eerste 5 verse van hierdie hoofstuk vind ons weer 2 kragtige beloftes van God se kant af. Ten spyte van sy dissipline oor hulle, gee hy aan hulle hierdie kragtige beloftes. En die eerste een wat ons sien, sal ons lees vanaf vers 1 tot 4 en dan die tweede een in vers 5. So blaai saam met my in die woord van die Here na Jesaja hoofstuk 44 en ons lees die eerste 4 verse saam. Maar luister nou, my knegt Jakob en Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob my knegt, en Jesurun wat ek uitverkies het. Vers 3 sê, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. En hier is die belofte, en ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die eerste belofte wat God hulle gee, is ten spyte van die Babyloniese ballingskap wat in die toekoms op hulle wag, sê hy vir hulle, ek gaan julle weer terugbring, en uiteindelik gaan ek weer my gees oor julle uitgiet. En ons weet dat hierdie beloftes wat hy maak,
het hy vervul in daardie tyd, maar ook gaan hy dit vervul aan die einde van hierdie bedeling, wanneer hy met sy volk deel tydens die groot verdrukking, en daar baie van hulle by die Here gaan uitkom, en hy volgens Joël se profesie, sy gees op hulle gaan uitstort op 'n wonderlike manier. God gebruik hier die naam Jesurun vir sy volk. Vreemde naam, ons sien dit hier en ons dink, maar hoekom sê hy Jesurun? Hoekom praat hy nie van Jakob en Israel nie? Jesurun beteken die opregte een, the upright one in Engels, die een wat reguit in geregtigheid wandel. Nou dit is die teenstelling van Jakob wat beteken bedrieër. En ons weet dat God in hierdie gedeelte wat hy vir ons hier gee, die eerste paar verse, met ander woorde die naam van Israel verander. En hierdie Jesurun kom net op 3 ander plekke in die skrif voor, en elke keer word dit gebruik as 'n beskrywing van God se volk. Bultema skryf hieroor, hy sê, "This word bespeaks the wonder of grace, for God calls his deeply sinful people his beloved, his upright one." God sê vir hulle dis, ten spyte van wat julle doen, ten spyte van wat ek as gevolg daarvan sal moet doen, sal ek weer my gees oor julle nageslag uitgiet en my seën oor julle. Dis die eerste belofte. Ek sal my gees op julle uitgiet en my seën op julle nakomelinge. Die tweede belofte wat hy vir hulle gee is in vers 5, en dit is dat ten spyte van die ballingskap, hulle steeds sy eiendom sal bly, ten spyte van die dissipline. Vers 5 sê, die een sal sê, ek behoort aan die Here, en die ander sal die naam van Jakob uitroep. Die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here, en hom met die erenaam Israel noem. Van die kommentaarskrywers beweer en voel dat die teks eintlik bedoel, hy sal in sy hand skrywe, ek behoort aan die Here en hom met die erenaam Israel noem. Wanneer die gees van God oor sy mense uitgegiet word, behoort hulle aan hom en hulle wil aan hom behoort. Spurgeon redeneer ook dat hierdie verwysing van in die hand skrywe die betekenis dra van die antieke gebruik dat baie van die slawemeesters hulle slawe gemerk het deur die naam van die meester in die handpalm van die slaaf te tatoeëer. Paulus skryf van die Nuwe Testament in Galasiërs 6 vers 17 die volgende, hy sê, verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Hy het my gemerk, sê Paulus, ek is die regmatige eiendom van die lewende God, ek is syne en hy is myne, want in Jesaja 49 sê God, dat hy Juda in sy handpalms grafeer. Jesaja 49 vers 15 en 16 sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer, jou mure is gedurig voor my. God sê, julle is in my handpalms gegrafeer, en julle sal ook in julle handpalms my naam grafeer. Ek is syne en hy is myne. Julle is myne en ek is julle sin. Dit wat God se begeerte is, wat ons in 'n paar boodskappe gelede gesien het. Julle sal steeds my eiendom bly, maak nie saak of julle in dissipline gaan nie. Vanaf vers 6 tot 8 verklaar God dan sy absolute grootheid. In die vorige hoofstuk het ons dit ook gesien. Vers 6 tot 8, kom ons lees dit saam. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, dis die aanvoerder van die hemelse leerskare. Ek is die eerste, ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. En wie roep soos ek? Laat hom dit dan te kenne gee en aan my voorlê, vandat ek die volk van die oudheid gegrond het. En laat hulle die toekomstige dinge wat sal gebeur te kenne gee. Wees nie verskrik nie, sê hy, moenie bewe nie. Het ek jou dit nie lang tevore laat hoor en te kenne gegee nie, en julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Ja, daar is geen rotssteen nie, ek ken geen een nie.
Soos in die vorige hoofstukke wat ons gesien het, is God besig om hier sy eie grootheid uit te lig vir die volk. En hy sê, daar is geen God buiten my nie. Ek is die eerste, ek is die laaste. Ek is die enigste een wat vooruit kan sê wat gaan gebeur. Ek is die rotssteen tot die lewe. Nou vriende, vers 6 tot 8 is die sentrale pilaar van hierdie hele hoofstuk. Dit staan soos 'n dik, ferm, sterk kolom in die middel van hierdie hoofstuk. Vers 6 tot 8 is die as waarom hierdie hele hoofstuk draai. God is groot en sentraal tot alles wat die mens gebeur. God is groot en sentraal tot die rigting waarin alles beweeg, want hy bepaal die rigting, nie die mens nie, nie die Satan nie, en beslis nie die noodlot nie. Dan vanaf vers 9 tot 20, en ek is net besig om vinnig oor die hoofstuk te hardloop, en dan sal ons in diepte gesels. Vanaf vers 9 tot 20 beskryf Jesaja die sotheid van afgoderry. En vriende, die profete is altyd in die Ou Testament geneig om baie snedig en afbrekend te wees teenoor hulle beskrywings van die afgode, maar Jesaja is die meester van die profete. Die manier hoe hy hulle sotheid beskryf, is net een van die beste gedeeltes in die woord van die Here, oor die sotheid van afgoderry. Luister hoe mooi beskryf hy hulle dwaasheid. Ons gaan lees vanaf vers 9 tot 20. Hulle wat gesneede beelde maak is almal nietigheid, en hulle lieflinge bring geen voordeel nie, en hulle getuies, die sien niks, en weet niks nie, sodat hulle beskaam staan. Wie maak 'n God en giet 'n beeld wat geen voordeel aanbring nie, vra hy. Kyk, al sy aanhangers sal beskaamd staan, en die ambagsmanne is uit die mense. Laat hulle almal by mekaar kom, gaan staan, verskrik wees, tesame beskaamd staan. Hy skryf in vers 12, die ystersmid het 'n byl en werk in die gloed, en hy maak hom met hamers en bewerk hom met sy sterk arm. Maar die ystersmid sê hy word moeg en honger, hy het geen krag nie, drink hy nie water nie, dan word hy moeg. Vers 13, die timmerman span 'n lyn, en hy trek hom af met 'n potlood. Hy bewerk hom met skawe, en teken hom met 'n passer, en hy maak hom na die beeltenis van 'n man, na die skoonheid van 'n mens, om in 'n huis te woon. Een gaan sederbome afkap, en hy neem 'n steeneik of 'n eikeboom, en laat een vir hom opgroei onder die bome van die bos. Hy het 'n pynboom geplant, en die reën het dit groot gemaak. Dan dien dit die mens as brandhout, en hy neem daarvan en maak hom warm. Ook steek hy dit aan die brand en bak brood. Ook maak hy 'n god van dit en buig hom daarvoor neer. Hy maak 'n gesnede beeld en kniel daarvoor neer. Jesaja is eintlik besig om met hulle te spot, vriende, en te sê, julle moet kyk na die sotheid wat julle besig is om aan te vang. Julle gaan kap 'n boom af, met die helfte maak julle vuur, die ander helfte maak julle kos, die ander helfte skep julle tot 'n god. Vers 16, die helfte daarvan het hy in die vuur verbrand. By die ene helfte eet hy vleis. Hy maak braaivleis klaar en word versadig. Ook maak hy hom warm en sê, ha, ek het warm geword en ek het vuur gesien. En van wat oor is, maak hy vir hom 'n god, sy gesneede beeld. Hy kniel daarvoor neer en buig hom en aanbid dit en sê, red my, want U is my God. Hulle weet nie en hulle verstaan nie, want hulle oë is toegesmeer, sodat hulle nie sien nie, en hulle harte, sodat hulle nie verstaan nie. En niemand neem dit ter harte nie, en daar is geen kennis of verstand om te sê, die helfte daarvan het ek verbrand in die vuur. Ek het ook op die kole daarvan brood gebak. Ek het vleis gebraai en geëet. En sal ek van die oorblyfsel daarvan 'n gruwel maak? Sal ek neerkniel voor 'n stuk hout? Hy wat hom besig hou met as, 'n bedroeë hart het hom verlei, sodat hy sy siel nie kan red of kan sê nie, is daar geen leuen in my regterhand nie. Die absolute nutteloosheid, dwaasheid en sotheid, die doodloopstraat van afgoderry, wat hy beskryf vanaf vers 9 tot by vers 20.
Vanaf vers 21 tot 23 roep God deur Jesaja die volk op tot lof en aanbidding tot hom, want hy alleen is waardig, hy alleen is God, hy alleen kan vergewe en verlos. Hy roep selfs die bome van die veld, daar dieselfde bome wat hulle afkap om afgode van te maak, om hom te loof en te prys. Vers 21 tot 23. Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel, want jy is my knegt, ek het jou geformeer, jy is my knegt Israel. Jy sal deur my nie vergeet word nie. Ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sondes soos 'n wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. Jubel o hemele, want die Here het dit gedoen. Juig dieptes van die aarde, breek uit in gejubel o berge, bosse en al die bome daarin, want die Here het Jakob verlos en hy sal homself verheerlik aan Israel. En dan in die laaste paar verse van hierdie hoofstuk sê God weer eens 200 jaar vooruit wat hy gaan doen, hoe hy hulle gaan verlos deur koning Kores, en hoe dat koning Kores in sy heerskappy, die tyd van sy heerskappy, net die fondamente van die tempel sal kan voltooi, en dis presies wat ook gebeur het. Vanaf vers 24, so sê die Here jou verlosser, hy wat jou geformeer het van die moederskoot af, ek is die Here wat alles volbring wat die hemel uitspan, ek alleen, en wat die aarde uitsprei, wie was met my, wat die tekens van die leenprofete vernietig, en die waarsêers tot dwaase maak, wat die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak, wat die woord van sy knegt vervul en die voorsegging van sy boodskappers volbring, en wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word, en van die stede van Juda, hulle moet herbou word, en ek sal sy puinhope oprig, wat vir die diepte sê verdroog, en jou riviere sal ek laat verdroog, en wat van Kores sê, hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. En dis presies wat Kores gedoen het. Hy het hulle teruggestuur na Jerusalem toe, en hy het seker gemaak dat die fondamente van die tempel in plek was, voordat sy koninkryk, voordat sy heerskappy verby was. Vriende, hierdie hoofstuk het 'n baie besonderse struktuur. En jy sal nou verstaan, in die middel van hierdie hoofstuk staan die absolute toring van God se godheid en sy grootheid en sy almag en sy heerskappy. Dis die sentrale punt waarom hierdie hele hoofstuk draai. Julle kan weer vers 6 tot 8 net lees en net julle self gaan verdiep in wat God hier weer van homself sê. Aan die een kant van hierdie sentrale punt van God wat in die middel van hierdie hoofstuk staan, is hierdie twee beloftes waarmee hierdie hoofstuk begin. Ek sal my gees weer op julle uitgiet en my seën op julle nageslag, en julle sal my eiendom bly. Dis die een kant. Kom ons sê aan die linkerkant van God. Hier staan hierdie toring van God in die middel, en aan die een kant van God die twee beloftes, en aan die ander kant van God die sotheid van afgoderry. God staan in die middel as die sentrale ewige figuur, die middelpunt van alles, die koning waarom alles in die heelal draai, die eerste en die laaste. En aan die een kant is die seën, jy is myne, en ek is joune, en ek sal oor my uitgiet, ek sal oor jou uitgiet my gees en my seën. En aan die ander kant is die vloek van afgoderry en selfsug en alles wat afgoderry verteenwoordig, sonde en rebellie teen God. Kom ons kyk eerstens na die seën. Die seën bestaan uit twee gedeeltes. Ons is sy eiendom, en hy sal sy gees op ons uitstort. Vanmôre is Pinksterdag, en vanmôre is weer een van daardie sondae van die jaar wat ons hierdie gebeurtenis herdenk. En God het in die Ou Testament al gesê, ek sal my gees uitgiet op julle en op julle nageslag. Vers 3 en 4, ek sal water giet op die dorsland, strome op die droë grond, en ek sal my gees op jou kroos giet, en my seën op jou nakomelinge, en hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome
by waterlope. Dit laat 'n mens dink aan Psalm 1, van die boom wat by die water geplant is. Julle sal uitspruit, lewe en nuwe groei sal opspring, daar waar die Heilige Gees van God uitgegiet word in die harte van sy mense. En vir ons as kinders van die Here in die Nuwe Testament, het hierdie 'n wonderlike werklikheid geword op Pinksterdag. Die feit dat ons deur sy genade die Heilige Gees binne in ons harte het, om binne in ons te woon. Ek het dit al in 'n vorige boodskap vir julle gesê, in die Ou Testament het die Gees van God altyd net vaardig geword oor mense, maar in die Nuwe Testament uitgegiet in ons harte. David Guzik skryf van hierdie vers, verskoon my, hy sê, hier sien ons vryheid in die gee van die Gees. God hou nie terug nie. Hier is die vloei van God se kant af in die gee van sy Heilige Gees. Hier is oorvloed van God se kant af in die gee van sy Gees. Hier is die gee van God se Gees duidelik sigbaar, want God wil sy Gees op sy mense uitstort. As jy 'n paar druppels ervaar, verskoning, wil God nog meer uitstort. As jy kurkdroog in jou hart is, wil God nog meer uitstort. As jy alreeds die uitstorting van die Heilige Gees ken, wil God aanhou om sy Gees op jou hart uit te stort. Laat my onmiddellik dink aan ons Heiland se woorde in Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Kan ek jou vanmôre vra, is jou hart droog soos 'n woestyn? Dan is al wat jy hoef te doen, is om jou hemelse Vader te vra en te sê, Here, stort opnuut die Heilige Gees in my hart uit en hou hom aan vra. En hou hom aan vra, totdat die seën van Pinkster in jou hart uitgestort word, en God weer jou hart kom nuut maak, en jou weer kom vul, en dat daar weer strome in jou hart kan beweeg, strome in die dorsland. Spurgeon skryf, sonder die Gees van God kan ons niks doen nie. Ons is soos skepe sonder wind, strydwaan sonder perde, soos takke sonder sap. Ons is verdor, soos kole sonder vuur, is ons nutteloos. As 'n offer sonder die vlam, word ons nie aanvaar nie. Hy sê, ek glo dat God se mense op hierdie oomblik, dag en nag tot hom behoort te roep, dat daar 'n nuwe doping van die Heilige Gees mag wees. Daar is baie dinge wat wenslik is vir die kerk van Christus, maar een ding is absoluut noodsaaklik, en dit is die een ding, die krag van die Heilige Gees in die midde van God se mense. Waarop Guzik vra, wie ontvang hierdie gawe? En God wat dan antwoord, ek sal water uitgiet op hom wat dors het. Wanneer ons dors is na die uitstorting van die Gees, daarvoor vra en dit in geloof ontvang, kan ons verwag dat God sy Gees op ons sal uitstort, want God soek na droë grond waarop hy die oorvloed van sy Gees kan uitstort. Ons het jare gelede daar die lied gesing, Strome van Seën. Wie van julle onthou hom? Ons hoor van strome van seën. Strome soek ons in ons nood, en dan sê die lied, druppeltjies maak ons reeds dankbaar, maar ons behoefte is groot. Kan ek jou vanmôre vra, hoe groot is jou behoefte na die Heilige Gees? Hoe groot is jou behoefte? Of wil jy nie te veel van die Heilige Gees hê nie, want jy wil nie hê God moet ernstig in jou lewe inmeng nie, of is daar 'n groot behoefte, 'n groot bak in jou hart wat sê, Here, gooi, stort, laat dit reën van u Gees in my lewe, en wanneer u daardie Heilige Gees, u Heilige Gees in my hart uitgestort het, gebruik my dan as 'n kragtige instrument in u hand. Hoe groot is jou behoefte vanmôre aan die Heilige Gees? Aan die een kant van die sentrale pilaar
van hierdie hoofstuk sien ons die geesvervulde lewe, die volheidslewe, die lewe van oorvloed in die Here Jesus. En die hartseer werklikheid vir my is altyd, dat die meeste mense in ons daar nie na die gees van die Here vra nie. Min mense roep na God en vra, Here, stort u gees op my uit. Here, vul my weer opnuut met u Heilige Gees. Aan die ander kant van hierdie sentrale figuur van God in hierdie hoofstuk staan die sotheid van afgoderry. En ek gaan deur vers 9 tot 20 werk, maar ek gaan net die kernwoorde gee. Die vers sal hier verskyn, maar ek gaan nie die vers lees nie. Ek gaan net die kernwoorde uithaal uit daardie vers. En as ek dit so lees, sal jy sien hoe die beeld vorm, die prentjie vorm van die dwaasheid van wat hier aan die gang is. Vers 9 en 10. Nietigheid, geen voordeel, sien niks, weet niks, staan beskaamd, 'n God wat gegied en gemaak moet word. Vers 11, ambagsmanne uit die mense, verskrik wees, beskaamd staan. Vers 12, hy werk in die gloed, bewerk hom met hamers, maar hy word self honger, en hy word dors, en hy word moeg. Vers 13, na die beeltenis van 'n man, na die skoonheid van die mens, sodat hy in 'n huis kan woon. 'n God wat in 'n huis moet woon. Vers 14 tot 16, gode van hout, wat God deur sy reën groot gemaak het, wat ook gewone brandhout is, waarmee ook kos gemaak word, en wat verbrand tot as. Vers 17 tot 19, hulle roep te vergeefs, red my, want U is my God. Hulle weet nie en verstaan nie, hulle oë is toegesmeer, hulle sien nie, daar is geen kennis of verstand nie. Dit wat oorbly is 'n gruwel, sal ek neerkniel voor 'n stuk hout. Vers 20, hy hou hom besig met as, 'n bedroe hart het hom verlei, hy kan sy siel nie red nie, en hy moet uiteindelik sê, daar is 'n leuen in my regterhand. Die hopelose leegheid van afgoderry, die dwaase uitsigloosheid daarvan, die bespotlike sotheid daarvan, gestel teenoor die uitstorting van die Heilige Gees. Ek sal my gees weer oor julle uitgiet en my seën oor julle nakomelinge. Die grootste goddelike seën uit die hemel. Maar luister nou, my knegt Jakob, vers 1 tot 4. En Israel wat ek uitverkies het, so sê die Here jou maker en jou vormeerder van die moederskoot af wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob, my knegt, en Jesurun wat ek uitverkies het. Ek sal, sy belofte, ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge, en hulle sal uitsprei tussen die gras in, soos wilgerbome by waterloop. Stel dit in kontras, dit wat ons nou net gelees het, in kontras met die absolute dwaasheid van afgoderry. En vriende, dit bly die mens se keuse, want hierdie is die sentrale werklikheid van menswees. Die sentrale werklikheid van elke volwasse menswees is die volgende, twee dinge. Elke mens word gebore met 'n morele kompas, elke mens. Elke volwasse mens wat in hierdie gebou sit vanmôre, elke volwasse mens in Suid-Afrika het 'n morele kompas. Ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd. Kom ek sê vir jouself, die psigopaat weet wat is reg en wat is verkeerd. Dit pla hom net nie as hy verkeerd doen nie, maar hy weet wat is reg en hy weet wat is verkeerd. Want God het die mens geskape met 'n morele kompas. Dis die eerste ding. Dit is 'n sentrale feit tot menswees. Dit is wat ons in totaliteit onderskei van die diere, is ons morele kompas. Tweede ding, elke mens het die vryheid tot keuse. God gee vir ons 'n morele kompas en 'n vrye wil. Elke
volwasse mens op aarde kan kies tussen goed en sleg, reg en verkeerd, seën en vloek. En hierdie keuse is 'n tema wat ons reg deur die skrif sien. In die tuin van Eden, Adam en Eva het 'n keuse gehad. In Deuteronomium kom God by die volk en hy sê vir hulle, kom ons lees dit net gou daar in Deuteronomium 11 vers 26. Kyk, ek hou vandag vir julle die seën en die vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here God wat ek julle vandag beveel. En die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. Vers 29 sê die Here vir hulle, kom maak dit dan nou prakties. As ek julle in julle land inbring, moet jy die seën op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg Ebal. Daar moet 2 berge wees. En julle moet heeltyd na hierdie 2 berge kyk. En julle moet die heeltyd bewus wees van hierdie 2 moontlikhede. Hierdie 2 berge sal die heeltyd voor julle aangesig wees in die land waarna toe ek julle sal stuur. Die berg Gerizim, die berg van seën, die berg Ebal, die berg van vloek. En julle sal die keuse maak elke keer. Seën of vloek. En dis die mens wat kies. In hierdie hoofstuk stel God deur Jesaja die kontras. Die seën wat vloei uit 'n lewe wat onder sy beheer is en vervul met sy gees teenoor die dwaasheid van afgoderry. En die belofte, as julle terugkeer, sal ek weer my gees op julle uitgiet en my seën oor julle nageslag. Ons wat die voorreg het om in retrospeksie terug te kyk oor die ganse Ou Testament en die hele Nuwe Testament. Ons wat die skrif as 'n volle openbaring tot ons beskikking het, vanaf Genesis tot Openbaring. Ons kan baie duidelik sien wanneer ons terugkyk, dat God se plan met die mens altyd net goed was, net edel en opreg was. En ons weet ook, uit 6000 jaar van menslike geskiedenis, as ons terugkyk, dat die mens sonder die gees van God leeg, verward, rebels en sondig is. Dat die mens se hart onvervuld is sonder die Heilige Gees en daarom geneig tot afgoderry en sonde. 'n Mens moet maar net vandag in die moderne wêreld rondom jou kyk en dan sien 'n mens so duidelik hoe mense jaag vir dinge wat tot as gaan word, dinge wat tot niet gaan. Die reik na hoë hoogtes om selfverheerliking en selfeer teweeg te bring, dinge wat tot as gaan vergaan. Die soeke na die kortstondige genot van sonde wat op die ou einde van die dag weer gaan vervaag en weg gaan raak soos niks, soos hout waarvan Jesaja praat wat in 'n vuur verbrand word tot as. Teenoor die ewige vervulling met die Heilige Gees, wat 'n fontein van lewende water word, sodat strome van lewende water uit die hart van die mens kan vloei, wat kan opspring tot in die ewige lewe. Om uit te spruit soos jong groen bome, soos ek al in 'n vorige boodskap gesê het, al word ons ouer. Dit is vir my so wonderlik om ou Christene dop te hou. Mense wat jare op die pad is, hulle liggame raak al hoe stadiger. Gister is ek gou weer daar op die plaas en een van die kleinseuns is daar en hy loop so. En ek sê vir hom nou, ek sê vir Andre, wat maak hy? Hy sê nie, hy loop soos oupa loop. Die liggaam word oud. Hy takel af. Ek sien dit by my eie ouers. Baie van julle wie se ouers op hoe ouderdom is, Anton jou moeder, jou pa wat oorlede is 'n tyd terug. Maar die Gees word al hoe meer lewendig. Hoekom? Want die Heilige Gees kan nie oud word nie. Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond.
en ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge en hulle sal uitspruit tussen die gras in soos wilgerbome by die waterlote. Kan ek jou vanmôre vra, wat is die belangrikste gawe wat jy jou kind, jou kroos, jou nakomelinge kan gee? Stel hulle bloot aan die Here Jesus en aan die vervulling met die Heilige Gees. Want dis tot in alle ewigheid. Dis nie as wat verbrand nie. Sodat hulle kan uitspruit soos wilgerbome by waterlope. Vriende, God staan sentraal in hierdie hoofstuk. Aan die een kant sy gees en sy ewige seën. Aan die ander kant die sotheid van afgoderry. 'n gejaag na wind, 'n opbrengs van as. En dit is die mens wat kies. Elke mens moet kies. Wat sal ons keuse wees op hierdie Pinkstersondag? Meer van sy gees? Meer van hom? Daardie ou lied het gesê, meer omtrent Jesus moet ek weet. Van sy genade ongemeen. Meer van sy volle reddingskrag, meer van sy liefde. En ek kan nie die laaste gedeelte onthou nie, maar so wonderlike lied daai, meer omtrent Jesus moet ek weet. Is dit ons begeerte vanmôre, Here, meer van U asseblief? Of wil ons meer van onsself hê, meer vir onsself? Meer goed wat tot as gaan verbrand. Elkeen van ons moet kies vanmôre. Meer seën of meer as? Kom ons bid saam. Here, vul my meer met U Heilige Gees. Ek wil meer van U Gees in my lewe hê, Here, in my hart, in die strome en in die dorsland van my hart, Here, daardie dor plekke wat nog vervul moet word, Here, daardie plekke wat nog meer van U seën moet kry, meer van U krag moet kry, Here, vul my met U Gees. Ek bid vir my broers en my susters, Here, almal wat vanmôre in hierdie saal sit, Here, dat ons sal uitroep na U, vul ons met U Gees, Here. Hierdie wêreld gaan verby en sy begeerlikhede. Maar U Gees is vir ewig. Dankie, O Heilige Gees, dat U binne in ons harte wil kom inwoning maak. En ek wil vanmôre kom bid vir iemand wat na hierdie boodskap luister later op die kanaal en jou lewe is 'n dor woestyn van afgoderry en as en teleurstelling en moegheid en uitbranding, want jy hardloop en jy jaag en jy kom nie by die eindpunt uit nie, want daar is nie 'n eindpunt nie. Wil jy nie na God toe draai en sê, Here, red my en vul my met U Gees, sodat strome van lewende water uit my binneste en in my binneste kan vloei nie. Dankie dat ons die mag het, die krag het om te kies. Help ons om goeie keuses te maak. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen.